Voel jy soms daardie onverklaarbare verlange na iets meer, iets tastbaar in jou geloofslewe. Daardie gedagte wat fluister, as Jesus tog net fisies hier was, dan sou alles seker soveel duideliker wees. My twyfel sou verdwyn en die pad vorentoe sou perfek belig wees. Ek dink dit is 'n natuurlike menslike hinkering om die sigbare, die onmiddellike te soek. Iets wat ons met ons sintuie kan vasgryp en ja, as ons eerlik is, kan die verhaal van Jesus Hemelvaart, sy fisiese vertrek van die aarde af, soms 'n bietjie ver voel of selfs soos finale afskeid voel. Hy is dan weg, is dit nie? Maar wat as hy vertrek nie oor afwesigheid gegaan het nie, maar oor 'n soort diepgaande, nuwe soort teenwoordigheid, wat juis meer intiem en persoonlik is vir jou. En môre vier ons Hemelvaartdag en dis 'n oomblik in die geskiedenis wat alles geherdefinieer het. Dit was nie Jesus wat totsiens gesê het nie. Dit was hy wat sy regmatige plek inneem. Nie weg van ons af nie, maar juis vir ons. Dink aan sy kragtige woorde, 'n direkte verklaring wat hy aan sy disippels gemaak het net voor sy hemelvaart. Nou Matteus 24 vers 18 tot 20 sê: "Aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." En ek dink dit is wat sy hemelvaart beteken. Hy is aktief, hy tree vir ons in, hy berei vir ons 'n plek voor. Dit beteken dat sy gesag dek alle dinge, oral. Selfs die klein deeltjies van jou lewe wat jy dink nie vir God belangrik is nie en wat hy nie raak sien nie. Miskien die belangrikste ding beteken sy hemelvaart dat hy die weg gebaan het vir die helper, vir die Heilige Gees om binne in ons te woon. 'n Teenwoordigheid wat selfs meer intiem is as wat sy fisiese teenwoordigheid ooit was. So wat behels hierdie nuwe soort teenwoordigheid dan? Wat beteken dit in jou lewe? Dit beteken dat in oomblikke van moeilike besluite, jy die wysheid van die Gees het om jou te lei. Wanneer jy vrees of onsekerheid ervaar, jy nie alleen is nie. Sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, kan oor jou hart en jou gemoed die wag hou. Wanneer jy oorweldig voel, sy krag volmaak in jou swakheid na vore kom. Dit beteken dat sy koninkryk nie ver weg is nie, maar aktief besig om deur jou te beweeg in jou alledaagse interaksies in die stil oomblikke van gebed. En ook in die dapperste dade van geloof. Vir die uitdagings wat jy nou in die gesig staar, die ding is, sy verhoogde teenwoordigheid beteken, jy is toegerus, jy is bemagtig en jy is ewig verbind. So wanneer ons môre hemelvaart vier, mag dit nie net nog 'n dag wees nie. Mag dit juis 'n herinnering wees van hierdie nuwe soort teenwoordigheid, van die koning wat aan die regterhand van God sit, wat by ons is, al die dae tot die volëinding van die wêreld. Mag jy ervaar watter radikale implikasies dit vir jou in die hier en die nou het.